Broers en susters, goeiemôre. Ons lees vanoggend uit Matteus 5 en net enkele verse, vers 13 tot 16, sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. Dit kom uit die bergrede wat Jesus gelewer het. Nou, Jesus is aan die noorde kant van die meer van Galilea, daar in die omgewing van Kapernaum, en hy is besig om sy disippels te onderrig, daar in die veld, hulle is teen 'n berg, en daar begin mense aanstroom van al die kante af, en hulle raak al hoe meer en al hoe meer, en dan begin Jesus harder praat, en hy praat met die hele skare. Nou die Bybel lei ons af dat net die mans by die geleentheid was al oor die 5000 gewees. En dan was daar seker net soveel vrouens en kinders ook gewees. So het ook 'n maklike skare van 10, 12, 15.000 gewees het. En Jesus praat daar, ja, hy staan so bo in die berg en die mense sit onder toe en kyk na hom en hy vertel vir hulle hoe dat 'n gelowige veronderstel is om te lewe. So die boodskappe wat Jesus by hierdie geleentheid met die mense deel, staan dan bekend as die bergpredikasie of die bergrede. En Jesus praat in hierdie gedeelte oor sout en lig. En hy verduidelik vir die mense, my koms na die wêreld bied vir julle 'n nuwe manier van lewe. En hy deel die grondbeginsels van hierdie nuwe lewe met hulle. En net soos wat God die hemelse Vader by Sinaï vir Moses die 10 gebooie gegee het, gee Jesus by hierdie geleentheid op 'n berg grondreëls vir hoe dat 'n gelowige moet lewe. Ons lewe in afhanklikheid van God. U kan maar die bergrede gaan lees. Hy sê elke slag geseënd is die wat so maak en geseënd is die wat so maak. Ons lewe in afhanklikheid van God. Dit beteken vertrou in alles op hom. Ons treur oor die gebrokenheid van die wêreld. Met ander woorde, ons is hartseer oor die seer kry in die wêreld en die dinge wat verkeerd loop. Ons moet kyk met sagte oë na ander. Ek moet 'n hart hê vir ander mense om te lewe met omgee. Ek moet opstaan vir wat reg is. Ons moet reg en geregtigheid bevorder. Ons moet met deernis lewe. Dit is om liefde te deel met die mense rondom jou. 'n Verskil te maak as jy sien dat ander swaar kry. Ons moet 'n vredemaker wees, nie uit daarop om te bekleierig te wees en oorlog te maak die hele tyd nie. Ons moet opreg wees. Ander mense moet jou kan glo en vertrou as jy iets sê, jou woord moet jou woord wees. Ons moet bereid wees om op te offer as ek sien ander is in nood. En natuurlik opsommend van alles, gaan lewe 'n lewe van blydskap. Want God seën ons, hy is goed vir ons, hy hou sy hande van genade elke dag oor ons lewe. En nou sê Jesus, vers 13, julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan word, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Lig is bedoel om gesien te word en om ons te laat sien. Nou sê Jesus dan, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek het lank terug 'n fabel gelees van 'n koning wat vir sy dogters vra, hoe lief het jy vir my? En die een dogter sê, soos alles wat mooi is in ons land.
En die tweede dogter sê, soveel soos al die goud in ons land. En die derde, die jongste dogter sê, ek het vir pa lief soos sout. En hy het haar weggejaag. Maar toe gooi die mense nie meer sout in sy kos nie, en toe kom hy agter sout is nogal lekker. So Jesus sê, julle is die sout vir die aarde. Wat sou Jesus hiermee bedoel? Waarom is sout so belangrik? Sout word vir 'n hele klomp dinge gebruik. Dit word gebruik om in kos te gooi, om die smaak te verander, dat dit lekkerder kan smaak. Dit word gebruik om kos te bewaar, sodat dit langer kan hou. As ons biltong maak, as 'n mens velle uitdroog, dan word daar sout opgegooi, want die sout onttrek die vog, en dit help dat dit mooi droog word. Sout word gebruik om ys vinniger te laat smelt. Dit laat ook ys 'n bietjie kouer word. Dit onttrek die vog, en in baie lande waar dit sneeu, gooi hulle sout op die paaie as dit gesneeu het, sodat die motors kan ry. Sout word gebruik om dinge te ontsmet. Ons liggame het sout nodig. Ons kan nie sonder sout lewe nie. En daar's nog iets wat sou doen wat 'n mens met 'n Afrikaanse uitdrukking kan verduidelik. Hulle sê jy kan 'n perd by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. Maar dit is nie heeltemal waar nie. Voer hom sout, en as hy dors genoeg is, dan gaan hy water begin drink. So sout kan dus vir iemand dors maak. En die bedoeling en betekenis van Jesus se opmerking is, ons moet met ons lewe op die mense rondom ons 'n impak hê, en soos wat sout iets eintlik beter maak, moet my lewe en jou lewe, ander mense se lewe ook gaan beter maak. Dit moet 'n helende en 'n bewarende impak op ander hê. Ons moet mense met ons lewe doorsmaak na Jesus, en ons moet vir hulle na Jesus lei, want hy is immers die bron van lewende water, sê die Bybel vir ons. Julle is die lig vir die wêreld. Wat bedoel Jesus daarmee? Want eintlik sê die Bybel, as 'n mens mooi gaan lees, eerste, dat Jesus is die lig vir die wêreld. Kom ons kyk wat sê die Bybel daaroor. In 1 Johannes skryf Johannes iets baie hartseer oor die koms van Jesus na die wêreld. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy einde toe gekom. En tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Jesus was nie welkom nie. Vir soveel eeue het die mense uitgesien na die koms van die Messias. En toe hy kom, toe verwerp hulle hom. Koning Herodes het hom probeer vermoor. Talle baba seentjies van 2 jaar en jonger is genadeloos afgemaai in 'n poging om van Jesus ontslae te raak. Jesus is deur sy lewe verwerp. Hy's bespot, hy's afgekraak, hy's beledig, hy's verneder, omdat mense gedink het hy's 'n buite-egtelike kind. Hulle het niks van die bonatuurlike geboorte geweet nie, en as hulle wel daarvan gehoor het, dan het hulle gesê, ag, dis bog, dis onmoontlik. Dis sommer opmaak stories, dis 'n flou verskoning. Sy ouers het hom nie verstaan nie.
Ons lees in Lukas 2 vers 33, toe sy ouers vir Jesus op ouderdom 8 dae na die tempel neem, die besnydenis, het Simeon, 'n ou man, daar by die tempel Jesus se lof besing toe hy hom sien en hy het God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke. 'n Lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. En dan lees 'n mens, sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Toe die engel die boodskap van Jesus se geboorte aangekondig het, van Maria gesê het, jy gaan swanger word, en vir Josef gesê het, 'n verloofde gaan swanger word, maar dit is van die Heilige Gees, het hulle seker nie heeltemal mooi verstaan nie, wie hierdie baba is, wat gebore gaan word. Vader en moeder was verwonderd oor die dinge van wat hom gesê is. En Maria het later nog kinders gehad, sy en Josef, en sy familie het ook nie vir Jesus as die ou boet heeltemal aanvaar nie. En by stadiums het hulle gedink, maar hy is die klits kwyt. Hy het 'n bietjie mal geraak hierbo. So ons lees in Markus, Jesus het huis toe gegaan, maar 'n menigte mense het weer saamgedrom, sodat Jesus so besig was, dat daar selfs nie eers kans was om 'n stukkie te eet nie. En toe sy familie hoor, Jesus is so besig met mense en hulle probleme om aandag aan hulle te gee, toe het hulle gesê, ons moet hom gaan haal, ons moet hom gaan red, want sy kop is te mekaar. Hy het van sy kop afgeraak. Met ander woorde, hy is mal. Dit het sy eie familie van hom gesê. Die Jode het hom nie verstaan nie. Ons lees van meer as een keer, soos Johannes 10 vers 19 tot 20, dat daar verdeeldheid onder die Jode gekom het oor wat Jesus gesê het, en baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal, hoekom luister julle na hom? Daar was verskeie aanslae op sy lewe. Die Jode het hom probeer doodmaak. In Lukas 4 lees ons vers 29 en 30. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. In Johannes 10 vers 31 lees ons ook van 'n poging. Die Jode het klippe opgetel om hom te stenig. So Jesus was nie oral welkom nie. Mense wou nie sy boodskap altyd hoor nie. Die Joodse raad, die skrifgeleerdes, die fariseërs en sadduseërs, nou dis die kerkleiers van destyds, die mense wat ander mense op die regte pad moet lei. Hulle het verskeie kere met Jesus vasgesit en het begin planne maak om hom dood te maak. En uiteindelik dan gaan hulle so ver dat hulle vals getuies inbring om vir Jesus valslik te beskuldig om hom te kan doodmaak. Beskiklik dat geestelike leiers kan lieg om hulle eie sake te bevorder. Maar hoeveel keer jok elkeen van ons nie by tye nie? En as Jesus dan uiteindelik ter dood veroordeel is en hy word gekruisig, dan het hulle gedink, ons is nou slaaf van hierdie Jesus. Nou kan ons weer doen wat ons wil. Maar die kruisiging het nie Jesus se einde beteken nie. Dis die begin van 'n nuwe bedeling. Petrus en Johannes genees kort daarna met die krag van God 'n verlamde man by die tempel. En die mense kom in oproer daaroor, want hierdie man het hulle dag vir dag vir jare gesien daar by die tempel lê en bedel. Skielik loop hy rond en hy spring en hy dans en hy is opgewonde. En almal wil weet maar hoe het hy gesond geword. En die priesters hoor daarvan, 'n Joodse raad laat Petrus en Johannes roep. En hulle getuig teenoor julle almal. En die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek is.
Petrus gaan verder om vir hulle te sê, hy alleen bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Nie 'n goeie lewe nie, nie geld nie, nie prestasies nie, niks nie. Net die offer van Jesus Christus kan iemand red. En nou moet ons 'n keuse maak. Want Jesus sê, hy het dit vir Thomas gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hoe wil jy by God uitkom? Met 'n goeie lewe? Goeie dade? 'n troue kerkbywoning? Baie Bybel lees? Dis nie genoeg nie. Alleen 'n verhouding met Jesus Christus self kan die verhouding met God herstel. So ons het vandag die keuse en die kans om Jesus Christus, die Seun van God, die lig van die wêreld, die verlosser van die wêreld, as persoonlike verlosser te aanvaar. Daar enige iemand is wat sukkel om te glo, wat twyfel, wat wonder, maak seker dat jy 'n gebed doen waar jy sê, Jesus, kom asseblief in my lewe in. Ek het jou nodig as my verlosser en saligmaker. En dan het ons hier die versekering. Maar in almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Jy word nie outomaties 'n kind van God nie. Jy moet 'n doelbewuste besluit neem vir Jesus Christus. Almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Jesus sê, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. So kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Hulle gee nie om te lewe soos God wil hê nie. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Jy weet, broers en susters, van die eerste tekens wat 'n mens sien as iemand se lewe skeefloop, is dat party hou op om kerk toe te kom. Skielik deins hulle weg van God. Soos Adam en Eva wat toe hulle besef hulle het gesondig, dadelik gaan wegkruip het vir die Here. Wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Vandag gaan hier dieselfde tendens voort om ons van God te distansieer, om hom een kant te skuif, om hom af te skuif, om van hom te vergeet. Mense vlug weg en kruip weg vir God, veral as hulle lewe verkeerd is. Daar is talle kerke waar kerkleiers ook vir Jesus as Seun van God verwerp en mense met leuns op dwaalweë lei. Ja, gee geld, doen dit, doen dat, en die Here gaan jou seën. Ons kan nie die Here se seën verdien nie, ons kan dit nie koop nie. Dit is sy genade wat dit vir ons moontlik maak. Maar soos destyds is Jesus steeds vandag oral en in baie mense se lewe nie welkom nie. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Ons kan ook agter die stroom van die wêreld aanloop en Jesus as Seun van God ignoreer, eenkant skuif, minag, bespot, beledig en ignoreer en dink ons is oulik. Maar weet dit, eendag gaan elkeen voor hom staan as individu en rekenskap gee van jou lewe. En hy gaan 'n oordeel uitspreek. Sommiges gaan nou sê, kom in, jy is welkom, want die prys is betaal. Jy het my as vir jou verlosser aangeneem.
Ander gaan hy sê, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Ons beweer, ons ken vir Jesus. Maar aan die ander kant, ken Jesus vir jou? Hy ken jou alleen as jy hom in jou lewe ingenooi het as verlosser. Anders te gaan hy vir jou sê, ek het jou nooit geken nie. Die Bybel sê, daar's predikante, leraars, wat eendag van hom gaan sê, maar Here, Here, ons het in u woord gepreek en ons het dit en dat gedoen, alle wonderlike dinge. En hy gaan sê, gaan weg, julle, wat die wet, wat die wil van God oortree. Ken Jesus vir jou? Ken jy? Jy op 'n dag sê, Here, ek gee my lewe aan u oor, ek bely, ek is 'n sondaar. Ek is jammer dat ek u seermaak, dat ek spykers in die kruis inkap, in u, want dis waarvoor ek u gesterf het. Wie is Jesus vir jou? Iemand wat lank terug gelewe het, iemand wat ver weg is, iemand wat vir jou nie saak maak nie, iemand wat jy kan ignoreer en minag en bespot, of bely jy saam met gelowiges, of mense wat tot geloof kom, soos daardie offisier en sy soldate, wat daar by die kruis gestaan het toe Jesus sterf, toe hulle sien wat alles gebeur het, hulle baie bang geword, en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Maar met daai wete, het hulle besef dat hulle 'n verhouding met hom moet aangaan. Lees dit in Matteus 27 vers 54. Ons dink aan Thomas, wat na Jesus se opstanding bely, my Here en my God. As jy 'n uitspraak oor Jesus moet maak, wat gaan jy vir hom sê? Wie is hy vir jou? My Here en my God, my verlosser, wat my styf vashou in sy hande van liefde, wat met spykers deurboor is. Die vroeë Christene het vervolging ervaar, en dit was moeilik om vir ander mense te sê ek is 'n Christen. Maar jy weet, as Jesus in jou lewe is en jou hart is vol van hom, dan kan jy nie stil bly daaroor nie. Iewers te gaan dit uitkom. Ons kan nie geheime Christene wees nie. Ons wil deel, ons wil dit vir mekaar sê, maar omdat dit so gevaarlik was om vir mekaar te sê, en die kans dat iemand anders dit hoor en sê, hy's 'n Christen, kom ons maak hom dood, het hulle met hulle skoenpunt sommer so in die sand die teken van 'n visie geteken. Waarom 'n vis? Toe Jesus sy disippels die eerste keer geroep het, het hy vir hulle gesê, volg my en ek sal vir julle vissers van mense maak. Ek roep julle om my te volg, sodat julle bruikbaar kan wees en 'n impak op ander mense kan maak. So hierdie simbooltjie van die vis het ook as 'n geloofsbelydenis gedien. Die Griekse woord vir vis is ichthus. En ek het dit hier binne in die visvorm geskrywe. Nou elke letter van hierdie woord het 'n sekere interpretasie. Die E staan vir Jesus. Die tweede een is 'n CH, sou mens dit in Engels sê, staan vir Christus. Is 'n in Afrikaans sou ons sê G. Dis die Griekse spelling. Die derde een staan vir Theos, God. Die vierde een staan vir Huios, dit is seun. Die laaste een staan vir Soter, wat beteken redder of verlosser. So wat ons hierso het, is 'n simbooltjie wat vir ons sê, Jesus Christus, seun van God, is my verlosser. So as jy nie mooi weet hoe met iemand 'n gesprek aan te knoop oor Jesus nie, teken die visie. Jy hoef net die buitelyne te maak. Ek dink nie almal gaan noodwendig die Griekse letters onthou nie. Maar teken net die buitelyne en sê vir iemand, weet jy wat beteken dit? En dan het jy geleentheid om te vertel. Die
Vroeë Christene het dit gebruik om te getuig, om te sê, Jesus Christus, die Seun van God, is my verlosser. En dan kan jy vertel wat beteken dit. Dit is 'n baie maklike aanknopingspunt om met iemand te begin gesels oor Jesus. Ja, ons elkeen moet dit kan sê. Jesus Christus, die Seun van God, is my verlosser. En dis alleen uit God se genade dat ons dit kan sê. Hy het sy lewe vir my gegee om my vry te maak van sonde. Hy het alles vir my opgeoffer. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Jesus het nie omgegee om sy lewe vir my af te lê nie. Hy het vir my gesterf. Hy het vir jou gesterf. Dieselfde gesindheid moet in ons lewe wees. Sou jy bereid wees om vir Jesus te sterf? O nee, Here, dit is te veel gevra. Ek het 'n familie, ek is nog jonk, ek wil nie nou al doodgaan nie. Wees my genadig, spaar my tog. Ja, ons trek maklik 'n lyn tot waar ons bereid is om op te offer. En om tot volle oorgawe te gaan, moet ek aan myself sterf. Jesus het gesê, as ons hom wil volg, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Kruisdrag beteken swaar kry, lyding, opoffering en dood. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Sommige Christene wil gemaklik lewe. Ons wil die brood aan al die kante gebotter hê. Terwille van Jesus, wat 'n kruis vir my gedra het, wat alles vir my gegee het, is ek bereid om vir hom op te offer. En hierdie opdragte het al gemaak, dat party mense sê, nee Here, dis te veel, ek vat lieweste my eie pad, ek lewe soos ek wil, want u vra en verwag te veel van my. Ek sien nie kans daarvoor nie. Moenie dat dit jou afsit nie. Moenie huiwer nie. Moenie bang wees nie. In die bergrede lees ons dat Jesus sê, julle is geseënd as daar moeilikheid op jou pad kom. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Dis belangriker dat ons verhouding met God reg is, as wat dit met die mense om ons reg is. Hulle kan maar skinder, hulle kan maar beledig, hulle kan maar kritiseer, hulle kan maar sleg sê. Maar dat my verhouding met God moet reg wees, nommer 1. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het die apostels en profete net so vervolg. Nou eintlik, as mense negatiewe dinge van jou sê, omdat jy 'n kind van God is, weet, jy is in goeie geselskap, met die beste in die wêreld. Jesus is die lig van die wêreld. Nou gee Jesus hierdie verantwoordelikheid aan ons, en hy sê vir ons, julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Onthou, ons doen nie iets om die aandag op onsself te vestig nie. Ons is soos Johannes die Doper wat gesê, ek is maar die stem van een wat roep in die woestyn. Maak die pad vir die Here reguit. Ons is maar die vingertjie wat heen wys na God. Nie om te sê, kyk wat 'n wonderlike man of vrou ons is en hoe wonderlik is ons lewe nie. Ons wil die aandag op die Here vestig in alles wat ons doen. So Jesus het die taak aan ons opgedra om die boodskap uit te dra. Ek moet nie die lig op myself laat lig nie, maar op Jesus. So ons dink aan die meisies in die gelykenis van die 10 maagde wat gewag het op die bruidegom.
5 het olie vir hulle lampies gehad en 5 het nie voldoende olie gehad nie. Toe die bruidegom aankom, toe is hulle sonder olie en hulle is nie toegelaat tot die bruilofsfees nie. Hulle het uitgemis. Vandag is daar baie skyngeestene in die wêreld. Mense wat in die kerk sit, wat lyk soos 'n Christen, hulle gaan gereeld kerk toe, hulle doen dinge vir die Here, maar die persoonlike verhouding met Jesus Christus is nie reg nie, dit ontbreek. Hulle noem hulle self Christene, maar hulle doen nie alles wat Jesus gevra het nie. Daar's Christene wat bedien wil word. Hulle sit op die bank en is almal nie vir hulle spring en dinge vir hulle doen nie. Hulle sê, nee, daai kerk is nou nie meer lekker nie, kom ek gaan na daai een toe, dit lyk 'n bietjie beter daar. Daar's 'n term wat hulle noem church hopping. Mense spring van een kerk na 'n ander een, ja, as hulle nie tevredenheid kry nie. Nee, ons is nie hier om bedien te word nie, maar om te dien. Party mense, Christene, is toeskouers wat net kyk hoe dat ander swaar kry en sonder Jesus doodgaan. Sonder dat hulle vinger verroer om hulle te help om vir Jesus te vind. Ek kan dit nie verstaan dat Christene so liefdeloos kan wees om mense toe te laat om hel toe te gaan. Want ek is te besig met my eie ding of ek is te belangrik. Ek wil vir julle 'n videoetjie speel wat soort van die boodskap opsom. Jesus het gekom om mense te red. Hy het hierdie verantwoordelikheid aan ons oorgedra, maar baie wil toeskouers wees. Ons is eintlik as vissers van mense, is ons lewensredders. Stel jou voor, iemand is besig om te verdrink en jy sien dit. Kan jy selfoon uitneem en 'n film neem daarvan? Dis die tendens vandag. Of gaan jy inspring en probeer red terwyl jy kan? Kan jy na die tyd sê, ag, jammer, dit was nou te veel moeite. Ek het nie kans gesien nie, ek wou nie nat word nie, die water is koud. Maar stel jouself in die posisie van daardie een wat besig is om te verdrink. As dit jy is, sou jy wil hê iemand moet jou kom red? Of sou jy sê, ag nee, wat, tata wêreld, ek is nou klaar. Ek dink elkeen van ons sal angstig wag en verlang om gered te kan word. Dis doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. So rondom ons is mense besig om verlore te gaan en jy kan die verskil maak en met 'n paar woorde iemand se lewe in totaliteit verander.
Jesus het gekom om te red en ons het die verantwoordelikheid saam te werk. Mag ons elkeen die voorbeeld van Jesus volg. Jy kan 'n verskil maak in die wêreld. Jy kan 'n verskil maak in die lewe van ander mense. Jy is 'n lewensredder. Mag die Here vir ons harte en gemoed verander, dat ons begin die vrymoedigheid ontwikkel om die boodskap van Jesus met ander te deel. Mag ons hom so verheerlik as gemeente en as kerk. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kan nie genoeg dankie sê vir die prys wat Jesus vir ons betaal het nie. Dis alles genade. Here, uit dankbaarheid kan ons nie anders as om hierdie boodskap met ander te gaan deel nie. En ons het vanoggend gehoor hoe maklik dit eintlik kan wees. Teken net 'n visie en verduidelik die betekenis daarvan. Ons bid Here dat U ons oë sal oopmaak vir die nood hier rondom ons. Dat U ons sal lei om 'n verskil te maak in die lewe van mense. Geef ons van dag tot dag geleenthede waar ons bruikbaar vir U kan wees, waar ons kan getuig, waar ons U liefde met ander kan deel. Waar ons lewensredders kan wees. Vader, ons dink aan mense wat siek is, Dominee Ewald wat skielik siek geword het, ander wat siek is. Ons dink aan mense wat in rou is, wat die afgelope tyd geliefdes aan die dood afgestaan het. Ek tref dit aan Elia en haar familie aan hier op, die onlangs van oom Hendrik afskeid geneem het. Ons bid Here, seën vir ons in hierdie week. Ek wil bid dat U die konferensie van die algemene synode in die Kaap sal seën hierdie week, dat dit tot U eer en U verheerliking sal wees. Lei vir ons elkeen om 'n lewe van blydskap en dankbaarheid en van offervaardigheid te lewe. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.